Welkom terug by die groot ontbyt. Ons selfs môre met ou gunsteling Ronald King, ja, van PSG Financial Services. Hy is die hoof van openbare beleid en regulatoriese aangeleenthede. En ons praat vanmôre oor 'n paar vrae wat die kykers gestuur het en oor Paasnaweek. As mens bekommerd is daaroor, as jy nie by die huis is nie, goeiemôre. Môre, hoe gaan dit met julle vandag? Baie lekker. Ag, dis fantasties. Baie lekker. Hoe is jy van plan om weg te gaan vir die Paasvakansie? Ek luister net vir jou so waar jy sê, luister nie, maar ons net die ryk mense wat weggaan. Jy verstaan nie hoe dit werk nie. Dis arme mense wat weggaan. Ryk mense by by die huis om hulle besittings op te pas. So ja, ek gaan weg. Ek gaan so 'n bietjie weg. Ek is een van die arme mense wat niks het om op te pas nie. Nee, as mense weggaan vir 'n lang naweek, daar's soveel van hulle nou in hierdie maand. Dan wonder jy maar altyd as jy sê oor jou besittings. Wat staan 'n mens te doen in so 'n geval? Nie almal kan 'n house-sitter of iets kry nie. Wat staan 'n mens te doen? Ja, ek dink ons moet in hierdie land besef dat ons betaal 'n belasting, soos ek dit deesdae noem, vir die son wat ons in die verlede gehad het. Want ek moet sê, ek dink ons het nog net een dag son gehad hierdie jaar. Maar ons sit in Suid-Afrika 'n regte probleem met misdaad. So, baie van hierdie ouens is verskriklik opgewonde oor die Paasnaweek, want hulle weet ons gaan weg en hulle weet hierdie is een van die beste tye om te gaan steel. Want die probleem wat ons sien is dat mense beplan gewoonlik baie mooi vir Desember, maar vir hierdie Paasnaweek, jy weet, los ons die goed so bietjie, ons gaan net gou-gou weg. So ons maak nie seker nie, ons sluit nie eers die deure normaal weg nie. Jy weet, gooi net een porsie kos daar vir die honde en hulle moet vir 4 dae oorleef. So ons beplanning is altyd 'n bietjie slegter vir hierdie tyd. So die moeilikheid wat ons het is dat dit is die maklikste tyd om by huise in te breek en 'n bietjie affirmative shopping te doen. Sjoe, nou maar wat is die antwoord? Korttermynversekering of Definitief. Ja, nee, ek dink die maklikste manier is om te besef dat daar sekere risiko's wat jy maar moet verseker. As jy nou weggaan en jy kom terug en die huis is leeg gesteel en jy het nie daai goed in plek gesit, jy gaan dit jou baie seer maak. Jy weet, met alles en julle net gesels met Gert oor wat Donald Trump en al hierdie mense doen. Die hoeveelheid onsekerheid wat ons aan buitekant het is so hoog dat as jy nou nog 'n klein nok iewers anders te vat, kan hierdie ding vir jou terugsit en jy kan nie weer opstaan nie. Baie mense sê maar goed, as ek dan nou gou my versekeringspolis verander, dan gaan dit my mos eers gedek wees eers volgende maand of hoe werk dit? Besef mense dat jy op daai oomblik al gedek kan wees? Jy kan seker maak dat jy op daardie stadium onmiddellik gedek is. So dit is, as jy nie 'n polis het nie, is dit nou 'n baie belangrike tyd om so vinnig as moontlik voor die Paasnaweek net met die ouens te gesels en onmiddellik vir jou dekking in plek te sit. Wat ook belangrik is as jy 'n polis het, dan moet jy seker maak dat jou waardes op jou polisse korrek is. Die vervangingswaardes, jy weet, alles wat binne in jou huis is, jou juweliersware en daai tipe van goed, is belangrik dat jy weet presies wat daai waardes is. Die ander ding, en ek het nou so spottenderwys daarna verwys, maar baie mense gaan nou weg en dan werk die alarmstelsel nie. En jou korttermynversekeringspolis sê heel moontlik dat jy moet 'n gekonnekteerde werkende alarmstelsel by jou huis hê. So maak seker dat al jou goed getoets is, maak seker dat daai sekuriteitstelsels werk. Maak seker dat jy weet wat al die vereistes op jou polis is. Jy het dalk 'n grasdak wat sekere vereistes het. Maak seker dat jy aan daardie vereistes op jou polis voldoen. En dan klein goedjies, jy weet, skakel die geyser af. Jy wil nie hê dat daai geyser moet ontplof of nou nog moeilikheid maak terwyl jy weg is nie. Maak seker jou koelkaste is leeg. Ek dink jy daar so iets so lekker soos 'n gefrotte ou koelkassie as jy terugkom na hierdie Paasnaweek nie. Ja nee, ons moet al van huis verander het net omdat ons die koelkassie 'n bietjie. Jy praat uit ervaring uit hierso. Praat uit ervaring. Maar nou praat ons oor die huise, nee, maar en jy praat ook van mense weg van jou huis af, maar op die paaie kan dit net so gevaarlik wees. As ons kyk na statistiek gewoonlik, Desember statistiek, jy weet, mense wat 'n bietjie roekeloos is, bande wat bars, wat ook al dit is. Daai is net so gevaarlik om op die pad te wees wat dit by die huis kan wees. As jy gaan kyk na die termyn, die hoeveelheid dae wat betrokke is ons gevaarlikste tyd op die paaie in Suid-Afrika eintlik Paasnaweek. Wow. Dis wanneer jou grootste kans is om beseer te raak. Jy weet, so wanneer dit kom by hierdie reistyd, is dit verskriklik belangrik om seker te maak dat jou motor in 'n goeie werkende toestand is. Ek meen, deesdae is dit baie gevaarlik om 'n motor te hê wat breek langs die pad en jy staan in die donker langs die pad. Jy wil dit nie. So maak seker jou motor is behoorlik gediens, hy's in 'n werkende toestand. Vir versekeringsdoeleindes maak seker jy ry nie op die op die seil nie. Ek het die Saterdag toe ek onder in die Kaap by my seun gaan kuier het,
Dis so 'n man by verkeers. Ek sê vir hom, luister, weet jy dat jou bande nie beskerm is teen muggies op hierdie stadium nie. So dun was hy geweest. Dit is jou versekering gaan nie uitbetaal nie. Jy soek vir moeilikheid. Maak seker dat wanneer jy so ry, jou bestuurders almal op jou polis is. Van nou ry jy ver, nou besluit jy net maar my kind wat nou saamry, wat nou 20 is, gaan nou ook sommer net vir 'n tydjie lank die motor bestuur want ek is moeg, maar hy's nie op jou polis nie. So maak seker dat almal wat die motor gaan bestuur, op jou polis is. Lisensies. Maak seker dat jou motor se lisensie in plek is. Dis tog die basics wat 'n mens moet check. Jy sal verbaas wees hoe min mense na die basics kyk. Regtig. Nou maar hoorie so. Kom ons praat verder as die basics. Kom ons sê nou maar die ergste gebeur. Hoe as 'n mens nou kyk na lewensdekking op hierdie stadium, wat moet 'n mens op fokus? Ek dink dat veral wanneer dit kom by reis, is ongeskiktheid amper vir jou belangriker. En soos al in die verlede gesê het, begin by jouself. Doodsdekking betaal nie aan jou uit nie, jy's nie hier nie, jy kry dit nie. Maar ongeskiktheidsdekking maak vir jou toekoms verseker. So maak seker nou dat jou gevreesde siekte, vir as jy in 'n hospitaal opeindig na 'n ongeluk, maak seker dat jou ongeskiktheidsdekking alles in plek is. Hoorie, maar dit klink maar ek raak sommer seker agter as ek dink aan vakansie, dan moet ek dink aan ongeskiktheidsdekking en testamente en alles. Ja, ek dink ons sit met 'n groot probleem en ons in 'n mate daaraan geraak. Ons los alles vir môre. En dan gaan ons vinnig weg en dan maak vinnig weg skielik 'n groot gemors in ons lewe. So ek dink gebruik hierdie geleenthede, hierdie touchpoints soos ek altyd sê, net om seker te maak dat al jou goed in plek is. As jy dit nou reg het, dis dit vir jou Junie vakansie ook reg. Hoorie, hiersoos vra iemand iets van JJS. Wat op dese aarde is JJS? Dit kom eintlik nou presies terug na hierdie hele storie. Dis maak seker jy het 'n jack, jumper leads en 'n spaarwiel in jou kar. Want mense ry en dan die hoeveelheid keer wat ek by mense stop en sê hulle vir my, maar ons het nie 'n jack in die kar gehad vir die. Dan sê ek maar, hoe die duiwel het jy weggetrek by die huis? Het jy nie beplan nie? So ja, jou JJS is deel van jou beplanning. Maak seker jy dit in jou kar. Maak seker die band is gepomp. Jy weet, dit help nie jy het 'n spaarwiel en hy is nie muggie bestand nie en is nog pap ook nie. Kyk, as ons nou praat van vlieg ook, nê, daai reis is sekerlik gedek deur my kredietkaart. Hulle sê dan altyd as ek my kredietkaart swipe, dan het ek mos nou al die vereistes wat ek nodig het. Ja, jy het 'n fantastiese reisversekering. Jy moet net niks oorkom nie. Okay. Dis hoe daai reisversekering op 'n kredietkaart werk. Ja. Onthou as jy oor see gaan, iets gebeur, mediese onkoste is daar op hierdie stadium teen R25.40, dink ek is dit seker vanmôre teen die pond. Raak mediese onkoste baie groot. So die dekking wat jy kry op daai gratis versekering is nie genoeg om daarvoor voorsiening te maak nie. So nee, maak duidelik voorsiening. En onthou, dis nie net wanneer jy vlieg nie, is ook wanneer jy na die buiteland toe as jy ry met jou kar. Dat jy ook moet seker maak dat die reisversekering net in plek is. As jy vlieg en jou bagasie raak weg, ek meen weer eens affirmative shopping wat dalk plaasvind langs die pad, die vlug word vertraag. Al daai kostes, jy moet nou vir 'n nag oorbly iewers, wie dek dit? Maak seker dat jou reisversekering vir jou vir al daai goeders dek. Jy praat van reisversekering, maar daar is tog sekere tye wat 'n mens besef, kyk, jou medies gaan jy miskien nie uit daardie land waaruit jy gaan, of dit nou 'n buurland van Suid-Afrika is of wat verder oor see is, gaan jy dalk nie van daar af kan repatrieer op die vinnige manier. Jy soek dalk 'n lugbystand vir dit of dis meer. En 'n mens se polis is nie altyd daartoe in staat nie. 'n Mens voel soms, partykeer is dit nodig om daai ekstra dekking te hê. Is sulke dekking so buitensporig? Wie die reisversekering is eintlik nogal redelik goedkoop, omdat dit nie iets is wat die vraag wat jy altyd moet afvra is hoe gereeld gebeur dit. Hoe meer gereeld dit gebeur, hoe meer gaan die versekering wees, want dis hoe dit moet dek. So versekering werk eintlik baie goed vir reisdekking, omdat dit groot kostes is wanneer dit wel gebeur, maar nie so gereeld gebeur nie. So jou kostes op reisversekering is verskriklik goedkoop en is definitief iets wat ek sal aanbeveel as jy buite ons grense gaan. As jy met jou kar gaan, maak ook net seker dat jy jou oorgrens permit het, anders mag jou versekering dalk nie gedek word nie. Nou my seun en die ander dag met sy skoonfamilie 'n bietjie in Botswana gaan kuier. Ons het 'n Ford, hulle het 'n Toyota, hy moes die Toyota terugsleep 600 km. Ek noem dit net. Jy sal spres, ja. 600 kilometer.
As dit nie was dat hulle toevallig albei saam was nie, moes daai motor uit Botswana uit gerepatrieer geword en weet jy wat se koste sou dit gewees het. So maak seker dat jy sulke goeders ook op Ons jou tyd is teken het. eintlik verby. Hulle sê vir my ek moet nou klaar maak. Maar ek wil hoor, sulke versekering vir daai oomblik wanneer jy oor die land se begrens is. Mens kan dit uitneem net vir daai tydperk Jy nie. kan dit definitief uitneem net vir daai tydperk. So gesels met jou adviseur en hy gaan vir jou definitief in plek kan sit. Hy sal die regte pakkette, die ekstra byvoordele vir jou kan bysit op jou pakket vir 'n kort periode as dit nodig is. Ronald, baie dankie. Nou kan die mense bietjie, die arme mense soos ons sê, kan hulle maar bietjie meer weggaan en met geruste harte in die smeer. Maar dankie vir jou moeite vanmôre. Groot plesier, was lekker om hier te wees. Nou ja, as jy ons nog vrae het, is jy welkom man Ronald dit te stuur by ronald.king@psg.co.za. ronald.king@psg.co.za. Nou PSG is in die geheelbeeld en jy geniet dan die voordeel. Geaffilieer is van die PSG Financial Services Groep, 'n gelisensieerde beheerende maatskappy en gemagtigde finansiële dienste verskaffer.